Dit hy ook aan julle, dit het ek ook, dit is Apostel Johannes, aan julle die bruid geskryf, met 'n betrekking tot dit wie julle mislei, tot wie julle mislei, tot die wie julle mislei. Wie is dit? Die ongoddelike mense. Lewe ons in die tyd van die afval? Wel, jy kan maar net gaan kyk na luister na laasweek se woord, waar ek vir jou gepreek het, dat die afval begin in die huis van die Here, soos wat hulle dit noem. 1 Johannes 2:27, en die salwing, nou luister wat hy sê, en die salwing wat julle van hom, dis Jahshua ontvang het, die salwing is die krag van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, bly waar in julle, bly nie in die kerk nie, die woord sê, julle liggame is die tempel van die Ruach, die Heilige Gees, waar bly? In my sielsdimensie. Julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, die ongoddelikes nie, die internet nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaan alles leer, dieselfde salwing van die Ruach, wat Johannes en Petrus en die apostels geleer het, sal wat doen in hierdie tyd, 2025 in die 21ste eeuw, sal wat doen? Hy sal ons leer. Jy moet net laat die Ruach jou leer, moet nie laat die kerk jou leer nie. So is dit ook waar en geen leen nie. En soos julle dit geleer het, so moet julle in hom bly. Wie? Jahshua. En nou my kinders is die bruid, bly in hom, Jahshua, sodat ons vrymoedigheid kan hê. Luister nou wat hy sê. Wanneer hy dus Jahshua gaan verskyn is parousia, dis by die wederkoms, die einde van Openbaring 3:22. Hoekom? Want die Openbaring 3 vers 14 tot 22 is die genade tydperk. Hoekom die genade tydperk tot sy einde? By die wederkoms van Jahshua. Dis nie wegraping nie. Die kerk het ons verkeerd geleer. Die wegraping gebeur eers by Openbaring 19 vers 11. Dis wanneer Jahshua op die wit perd kom. En dan kom 'n ontelbare skare saam met hom. Op wit perde. Wie is dit? Dis die bruid wat by die einde van Openbaring 3:22 weggeruk is. Saam met die Ruach, die Heilige Gees. Hoekom? Want die bruid gaan nie deur die groot verdrukking nie. Die bruid sit op die trone. Hulle die oordeel is aan hulle gegee, Openbaring 20 vers 4. Gaan kyk daarna. Hy sê nou hierso. Hy sê vers 28, en nou my kinders, hy sê, bly in hom, dis Jahshua, sodat ons, die bruid, vrymoedigheid kan hê, wanneer hy dis Jahshua verskyn, parousia, Grieks, en nie beskaamd van hom, dis Jahshua weggaan, by sy wederkoms nie. En elke Jahvis het 'n wederkomsverwagting. En as julle, vers 29, en as julle in hierdie 21ste eeuw, 2025, hy sê, as julle in hierdie tyd weet, dat hy Jahshua regverdig is, weet julle dan elkeen wie die geregtigheid doen, uit hom Jahshua gebore is. Die regverdigheid is nie uit onsself uit nie. Die geregtigheid is nie uit onsself nie. Ons word genoem die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote en die regverdiges. Dit kom nie uit onsself nie. Dit kom uit die genadebloed van Jahshua. Halleluja. Die Bybel sê, glo nie elke gees of persoon op die internet nie. 1 Johannes 4 vers 11. Hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie. Glo nie elke gees. Gees is 'n persoon. Kyk na daai gees, is 'n klein G. Dis nie die Heilige Gees nie. Heilige Gees is 'n hoofletter G. Hy sê geliefdes, dis die bruid, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste, klein G, die mense op die proef of hulle uit Jahwe, dis God is. Want baie valse profete, valse aanhoudend, het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees, kyk daai gees is hoofletter G, die gees van God of die gees van Jahwe Almagtig. Elke gees, klein lettertjie G, kyk nou daar, gees of persoon. Wie bely dat Jahshua in die vlees gekom het, is uit Jahwe die Almagtige. Hoe weet ek dat ek deel van die bruid is? Hieraan ken julle die gees, hoofletter G, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Elke gees, kyk jy moet dan jou hoofletters en klein lettertjies kyk. Elke gees, klein G, meen persoon. Ek het my eie gees, my eie persoonlikheid. Wie bely dat Jahshua in die vlees gekom het? In watter vlees gekom het? Dat hy in die vlees gebore is. Bely die ongoddelikes dat Jahshua in die vlees gekom het? Nee, wat maak dit hom? Dit maak hom 'n antichristiese persoon. Glo die moslems dat Jahshua in die vlees gekom het? Nee, hulle sê hy was net 'n gewone profeet. Hy was nie die seun van Jahwe nie. So, wat maak dit hom?
'n anti-kris. Die Boeddhis glo hy dat Yahshua in die vlees gekom het? Nee, dis 'n klein g. Wat maak dit hom? 'n anti-kris. Dit maak hom nie die anti-kris nie. En die Hindus, hulle 3000 gode wat hulle aanbid. Vishnu, die een, glo hulle dat Yahshua in die vlees gekom het? Nee, wat maak dit hom? 'n anti-kris. Die ongoddelikes vandag, die Satan aanbidders, hy glo nie dat Yahshua in die vlees, Jesus Christus, in die vlees gekom het nie, want hy lewe dit nie. So wat maak dit hom? 'n anti-kris. Dit maak hom nie die anti-kris nie. Nou sê hy in vers 3, en elke gees, klein g, mens, wat nie bely dat Yahshua in die vlees gekom het nie, is nie uit God of Jahwe ons Elohim nie.